Ons word nog gevra om af te rond tot die naaste 10. Nou voordat ons dit gaan doen, kom ons gaan kyk net eers na 'n bietjie agtergrond hieroor. Ons ken ons die plekwaardes vir die kolomme. Ons begin, ons het ene, tiene, honderde, duisende, 10.000, 100.000, miljoene ensovoort. So gaan hy aan 10 miljoene, honderde miljoene, elke keer met 'n veelvoud van 10. Nou as ons gevra word om af te rond tot die naaste 10, dan praat ons van daai kolom, maar ons gaan kyk na die getalle in die ene kolom. Dis waarvoor ons gaan kyk. As daai getal 5 of groter is, met ander woorde 5, 6, 7, 8 of 9, dan gaan die getal wat in die tiende kolom staan, net 1 groter word. As die getal in die ene kolom kleiner is as 5, dan staan die getal in die tiende kolom net soos hy is. So kom ons herhaal dit net weer. Sodra die getal in die ene kolom 5 of groter is, word die getal in die tiende kolom 1 meer. Alternatiefelik bly net soos hy is. So kom ons gaan kyk dan nou na 913. Ons identifiseer net gou ons plekwaardes, dis ene, tiene en honderde. So as die getal in die ene kolom is 3, so die getal in die tiende kolom bly net soos hy is, so afgerond na die naaste 10 toe is dan 910. Want onthou die ene kolom word elke keer nou 0, of hy nou opgaan of afgaan, hy moet 0 word, so die afgeronde getal is dan 910. Die volgende ene gaan ons ook net ons plekwaardes identifiseer, ene, tiene, honderde, duisende en 10.000. Nou die getal in ons ene kolom is groter as 5, so die getal in die tiende kolom gaan 1 meer word, so hy gaan word 5, die ene kolom word in elk geval net 0, al die ander getalle bly presies soos hulle is, 213, so daai getal afgerond tot die naaste 10 is 21.350. Onthou maar net, jy kyk altyd na die kolom net regs van die getal wat jy na toe wil afrond, daai getal word 0 in elk geval, maar as hy groter of kleiner is as 5, maak dit 'n invloed op die kolom waarheen jy dan afrond, soos ons nou gesien het met die tiende kolom.